Nou, as 'n mens praat oor die sentrale ding wat vir my eintlik 'n belangrike kwessie in die roman is en waarom dit gestruktureer is, waarom laat jy die roman begin met hierdie sê nou maar toevallige soen wat Sonja vir Joshua Gumbo gee en dat hy dan sy mojo verloor. En kyk op die ou en dan kry hy dit weer terug. Weer met 'n soen. Ook weer 'n toevallige soen. Kry jy dit dan terug en dan hierdie verteller van jou vra in die slot en ek lees gou die stukkie. Was die leiding, dis nou Joshua se leiding, want hy soek die hele roman lank sy mojo en hy doen verskriklike goed om mojo terug te kry. Dit is eintlik 'n verskriklike soort van 'n veldtog wat hy het om dit terug te kry. En dan sê die verteller, was die leiding kitsch? Ons kan nie verseker sê as ons nie aanvaar dat Sonja wel Joshua se mojo met die soen gesteel het nie. In die diefstal is die wese van die waarheid opgesluit dat ons daarin glo. En sodra ons daarin glo, weet ons sy leiding was nie kitsch nie. Wat is jou opvatting van kitsch en watter rol laat jy dit hier in die roman speel? Maar as ek kitsch net so 'n bietjie kan parkeer, die idee met Joshua en die mojo was gewees, dit was eintlik iets, daai irrasionele, amper onopgevoede, terwyl hy is eintlik baie sterk opgevoed, maar ek het so 2 jaar gelede was daar in die pers berigte gewees oor hierdie transito rowers wat almal 'n sakkie moetie om die nek het, wat hulle by Sangoma kry. En hulle het, wel die hoof van die transito bende is 'n skoolhoof gewees daar van Hammanskraal. Hy het ook met die goed om sy nek. So dis hoog opgevoede mense wat hierdie geloof het in hierdie sakkie. En die sakkie se rol is dat dit weer enige polisiekoel wat in hulle rigting afgevuur word, sal dit weg laat skram. Ja. En ek het toe gespeel met daai idee van daar moet iets irrasioneels wees, iets heeltemal onverklaarbaar binne 'n westerse beskaafde raamwerk. Ja. Wat die ouetjie dan glo en ek het dit gekry, die hele idee van die mojo, jy weet daai innerlike krag wat jy het, maar wat baie ander name het binne die konteks van die boek, weet. Ja. Hy vat dit in 'n stadium na die Heilige Gees toe, en 'n ander stadium doodgewone manlike kurasie. En ek het in 1970 het ek by Volkskas gewerk en saam met my was daar 'n kerel De Plooy wat altyd gepraat het van hierdie ding wat styg in hom en hy moet dit raak, dit maak hom vol, hierdie mojo maak hom vol, en die enigste manier wat hy dit kan ledig is om by 'n vrou te slaap. En as dit verby is, dan is dit nou weer, dan word die liggaam stadig weer gevul deur die mojo. En dit was 'n ouetjie wat in die bank gewerk het en hy het vasgeglo dis waar en so jy kry daai en ek het toe dit was maar die spel, maar dit is 'n volkomme geloofbare ding wat kan gebeur as jy ou glo sy mojo was gesteel. Nou die idee van kitsch kom weer as 'n wonderlike essay wat Nietzsche geskryf het, Nietzsche kontra Wagner. Nietzsche was vroeg in sy jong lewe was hy 'n groot Wagner bewonderaar gewees. En hy het baie geskryf daaroor en vreeslik die noot hoog ingesit. En toe laat in sy loopbaan het hy Nietzsche kontra Wagner geskryf waarin hy die punt gemaak het dat Wagner is suiwer kitsch. Dis musikale strukture wat opgedolly en opgetof is met allerlei instrumentasie in hierdie verskriklike verhale wat hy vreeslik oor sarkasties was. En dat hy gesê het, jy moet dit stel teenoor Berlioz. Nou, enigiemand wat Berlioz ken sal weet, dit is ook maar kitsch. Maar het op 'n ander manier, en nie heeltemal van dieselfde stofasie as Wagner nie. En net daai hele idee van wat is werklik, weet, wanneer gaan jy 'n roman aanvaar as 'n verhaal opgedolly as groot kuns, of wanneer is, weet, net die spel daarmee, so die leser moet vir hom vra aan die einde van die roman, het ek nou, was hierdie kitsch, was net alles opgedolliede stories gewees om my by hierdie punt te bring? Of kan ek dit aanvaar? Is hierdie roman dinkum? Nou, die een ding wat ek gedoen het, as ek net, ek weet nie, ek vermoed jy gaan vra oor die speurder sonder speurverhaal sonder speurder. Om daarbij aan te sluit, om dit te ondersteun, was gewees daai idee dat jy 2 persone het wat mekaar, een soek die ander ene. En is eintlik besig, hy is besig om planne te maak om haar dood te maak. Maar uiteindelik, nadat sy hom gesoen het, is alles vergete en
alles gaan net aan. Sy weet nooit, Sonja gaan deur die hele verhaal sonder om te weet wat gebeur. Ja. Sy's clueless aan die einde. Sy het nie 'n idee wat eintlik die werklike dinge was wat om haar gevoel het nie. Ja. En dit is vir my op 'n manier wat met ons almal in die gang is, al die geweldig baie rondom ons aan die woel, al die dwelms wat die wêreld vol is en die misdaad, syndikaat.